Goeiemôre Handelinge gemeente en baie welkom by vanoggend se aanlyn diens. Ek hoop dat jy baie tuis sal voel by ons. As ons sê dat heelheid van God afkom, sê ons nie dat ons as gelowiges altyd heel is of behoort te wees nie, maar erken ons eintlik dat ons gebroke is op verskillende maniere en dan nooi God ons uit om met hom te kom praat. So 2 maande gelede het ek gesukkel met my vel op my hande. Ek moes heeltyd pleisters dra. My vel het nie gehou van 'n seep wat ek gebruik het nie en dan het dit sommer so stukkend begin gaan. En laas week het ek 'n wat in my oor gedra en ek kon nie mooi hoor wat mense sê nie want ek het net op die verkeerde tyd my neus geblaas. En ek het op 'n stadium begin wonder of die Here my dalk op 'n roete wil neem soos vir Esegiel en van die ander profete waar hulle hierdie fisiese belewennisse gehad het wat nou eintlik gedui het op 'n boodskap wat vir die gemeente bedoel is. En dit is tog natuurlik waar op 'n manier want God is altyd besig om met ons te praat op verskillende maniere. Maar dit is juis in hierdie tye van gebrokenheid, fisiese swakheid, dalk bitter hartseer, gebrokenheid, ook onvolmaaktheid, net blote onvolmaaktheid, dat die Here tot ons nader en met ons harte wil kom praat. En dit is ook wat Paulus aan sy gemeente wou kom vertel. Paulus skryf Filippense uit die tronk uit en hy is eintlik besig om deur 'n moeilike tyd te gaan. Hulle weet nie of hy daarna vervolg sal word nie en hulle is ook onseker oor hoe dit gaan met die gemeente. Op daai stadium het die gemeente ook teenkanting ervaar van mense naby hulle en dit was 'n moeilike tyd. Maar wat skryf Paulus toe vir hulle? Ek lees vir ons uit Filippense 4 en hier is die ABA weergawe as jy dit op die Bybel app wil kyk, maar dis die Bybel vir alle mense. En dis 'n verkorte of 'n kern tipe boodskap wat ons hier lees. Julle moenie bekommerd wees nie, julle moet ernstig bid tot God. Julle moet vir hom sê wat julle nodig het en julle moet vir hom dankie sê daarvoor. Julle behoort aan Christus Jesus, daarom sal God vir julle vrede gee. Vrede wat baie beter is as enige iets waaraan mense kan dink. Vrede wat die dinge beskerm wat julle dink. So wanneer die wêreld buite ons stikkend is en ons sien hoeveel dinge nie reg loop nie volmaak is nie, of as jy binnekant gebroke is of seer is of nie heel is nie, dan nooi God ons uit hier in die woorde van Filippense, kom sê dit vir hom, praat met hom, maar moenie net jou hart uitstort voor hom nie. Neem die tree om God te vertrou en glo in hom. Paulus sê sommer vir hom, julle moet reeds dankbaar wees, want ons moet vertroue hê dat God 'n goeie God is wat vir ons lief is en wat ons gaan heel maak. En ons kan op hom staat maak daarvoor. So as jy dalk begin voel, jy roep uit na God toe, maar jy hoor hom nie. Dalk voel dit asof jy 'n moeilike pad alleen moet loop. Dalk voel jy ervaar hom nie. Dan nooi Paulus ons uit met hierdie woorde waar hy sê dat omdat ons aan God behoort, gee God aan ons sy vrede. Vrede word eintlik dan ons reisgenoot op hierdie moeilike pad wat ons moet stap en vrede word 'n rusplek waar ons kan gaan sit en ontvang die vrede van die Here selfs in onsekere en moeilike tye.
Dit beteken dan dat ons nie noodwendig ons heelheid dadelik gaan ontvang nie. Ons weet dalk nie wanneer God ons gaan heel maak nie. Die waarheid is, God sal ons heel maak. Maar in die spasie tussen nou en heelheid, wil God werklik ons vul met sy vrede. Die tipe vrede wat bonatuurlik is. Dit beteken, of jou omstandighede verander of nie, sy vrede word die realiteit wat jou gedagtes en jou emosies oorheers, in plaas van bekommernis en angs. So heelheid kom van God af, of ons dit ervaar of nie. En daarom sal ons nie bekommer nie, want die een aan wie ons behoort, vul ons met sy vrede. Kom ons sluit die oë, dan bid ons saam. Here, U gaan met ons. U is altyd naby ons. U hoor ons. U vul ons met U vrede. Die Here seën en beskerm jou. Die Here hoor jou gebede. Vrede vir jou. Vrede vir jou. Vir nou en vir altyd. Amen.